Daai was sy solo enkelsnit Verstrooid, het hom al baie gehoor hier op Groot FM 90.5, dis 4:15 en die man is saam met ons in die ateljee vandag, van Bethlehem tot die Kassie, ek ken hom deesdae as Liam, daar op diepe waters, en ek en Anelma kan letterlik nie wag om vanmiddag met hom te gesels. Route 326 op Groot FM 90.5. Soos ons nou vroeër gesê het, Anelma, ons het hom leer ken as deel van die Afrikaanse boyband Energie, Ja. en toe op televisie, op verhoor, en nou kuier hy klokslag elke weeksaand in ons sitkamers as Liam in diepe waters, en Abel Knobel is hier oorkant ons. Baie welkom my vriend. Hoe gaan dit? Abel! Hallo. Hallo maatjies. Hallo maat! Hoe gaan dit? Dit gaan goed want ek is saam met my goeie vriende in die ateljee vandag. Wat maak Dankie. jy? Wil jy saam ry op Route Wat 'n 326 voorreg, vanmiddag? nee. Ja, kom aan maatjie. Kyk ons drie nou hier wat actually werk ook. Oh my word. Crazy. This is all times just with mics Ja. on our sides. Ja, dis net soos op 'n weeksdag in die middag. Hoorie, dis 'n voorreg julle. Dankie Dit so is, baie. Maar is lekker om jou hier te hê, want ek en Anelma het gister so 'n bietjie agter jou rug van jou geskinder. Toe sê ek, Ons onthou doen jy toe altyd. ons drie in die kar was op pad om Cats te gaan kyk, né? Chicago. skiets. Yes. Daar by Monte Casino. Toe was Ons onthou ons dit drie goed. nie noodwendig 'n baie goeie kombinasie in daai kar nie, want haar man het bestuur en ek dink sy ore bloei nou nog. Letterlik. Sy ore bloei definitief ja, nou ek dink nog. hy's traumatized. Hoorie, Maar dit is so- okay, hy's lief vir ons almal. Maar hy was 'n legend, Hy hoor. is 'n legend, Hy was ja. 'n legend. Nee, hy het nou die dag weer gekla oor daai dag nie, ek check. Maar ek dink ons energy match baie keer too much. Ja. Yes. En die kykers ken julle energie nou al. Ja. No pun Maar hulle ken intended. nog nie vir Abel en Anelma nie. Hulle gaan nou uitvind. Hulle gaan nou Hulle uitvind. gaan nou Hoorie, uitvind. en ek dink dit sluit lekker aan by my rol, want hy het te veel energie. Dit het ek al gesien. Abel, maar net voordat ons by al hierdie lekker dinge uitkom, nê, vat ons net gou 'n bietjie terug na daai jare in Bethlehem. Waar het jy groot geword? Waar is jy gebore? En wanneer het jy toe geweet, kyk, musiek en toneel is nie eintlik net 'n droom vir my nie, dis 'n roeping, dis wat ek moet doen. So, ek het van kleins af, het ek net voor die klavier gaan sit. Ek dink ek was soos 5 en my eie melodies kind of gehoor. En my ouers het gou gesien soos, okay, hier's 'n musiek aanleg. Yes. So ek het begin met klavierlesse, ek het toe koor gesing in die laerskool. Ek het I did it all en toe kry ek 'n gitaar vir Kersfees toe ek soos graad 6 was. Was 'n bietjie moeg vir die klassieke klavier eksamens. En toe het ek net gitaar leer speel en ek dink waar die draaipunt vir my was toe ek in einde graad 11 toe wys ek so half die hoofseun titel van die hand. Baie mense het nou al hierdie storie gehoor, dit is 'n baie lang storie, maar ek het 'n beurs gekry om by 'n privaat skool in Pretoria musiekakademie te kan bywoon. En dit was 'n baie groot geleentheid. Ook so om dan, jy weet, toe ek 'n matriek, toe kies ek dit en toe gaan ek. Baie moeilike jare, hard gewerk. Jy weet, syllabus verander, al daai goed en ja, dis hoe ek in die musiekindustrie beland het, want ons teachers daar was in die industrie, jy weet. So Dit maak 'n groot verskil. Yes, en toe beland ek in die boyband Energie. Ek het gehoor van die audisie. Yes. Destyds select musiek gehou het. En julle was suksesvol, hoor. Jo, treffer op treffer vry. Ja, ons gaan moet praat oor energie. Eerstens die feit dat jy in 'n boyband was en kan sê, o, ek was al in 'n boyband. What a bucket list item om af te check. Nee. Wat sou jy sê die boyband era jou geleer oor dissipline en verhoogwerk en wat dink jy draai jy nog van dit? Ek dink daar hoor ek myself. Daai is die lê. Hey, you let met my heart. Jessie. Maar jy vat my terug, Franswa. Ek sê vir jou, hoor. Weet jy, ek het baie geleer met daai. Ek het geleer hoe om, ek dink baie van die industrie geleer, want ek het eers gesukkel om die druk te kan hanteer van die industrie. En jy kan so gou minderwaardig voel in hierdie industrie Ja, val op so jong ouderdom. Absolutely. En hier is ek saam baie goeie musikante en sangers in 'n groep en jy weet die dinamika is altyd mos maar jy's gemanufactured deur 'n label. So jy weet ons moes leer hoe om mekaar te verstaan creatively en ons het so goed oor die weg gekom dat dit was 'n goeie begin vir my want ek het geleer dis okay om op die verhoog te wees en omdat ek saam mense op 'n verhoog was dit nie so intimiderend nie. So daar het ek my leerskool half gekry om te besef soos wat werk nie op 'n verhoog nie en ek dink om op daai vlak te kon perform op so jong ouderdom het gemaak dat ek net nou, jy weet, ek kan net myself geniet want
ek het die ervaring en nou dat ek alleen op 'n verhoog kan wees, is vir my soveel lekkerder want nou kan ek my eie stories vertel. Ja, en jou dis eie waar. identiteit hê. Exactly. En so gepraat van verhoog, jy was natuurlik ook deel van die kaplyn en nou die skerm van Sewenlaan. Daai rol wat jy daar gehad het as Brimmer in Sewenlaan het mense ook nogal warm onder die kraag gehad. En tot Julle albei hou van warm onder die kraag lyk vir geraak. my so. Hoor hierso, maar ons moet 'n bietjie praat oor daai teater in Spanje. So was daar ooit 'n plan B vir jou of was dit nog altyd alles of niks in hierdie industrie? Die twyfel is mos maar op en af in ons industrie. Ja, dis maar die Ons lewe. almal- daaglikse journey. Ek sien hoe smile sekere mense oor my. Hoorie, dit Ja. maar kom ons sê maar net dit humble ons 100%. Ons is dalk op die radio, ons is dalk op die TV, maar ek dink mense dink ons voel verhewe, maar ons doen nie. Ons is regtig net passievol oor wat ons doen. Maar daar was tye in my lewe wat ek gedink het, ek weet nie meer nie. Jy weet, soos hoe kan ons nou 'n loopbaanverandering maak? Hoe kan ons nou, jy weet, wanneer jy vir lank nie werk het nie, voel jy nie goed genoeg nie. Ja. Of dit nou acting of dit nou musiek is, Veral in vryskut. veral in vryskut. En mense sien jou net as jy werk het en dan dink hulle ag maar jy die hele tyd werk. Presies. En mense dink as jy op die TV is, het jy weet bly Jy's jy loaded. bly jy Ja. jy's loaded. Bly in 'n mansion. En jy bly in 'n Oei, oei, mansion. oei, oei, oei. En jy ry 'n BMW. Dit is so, julle ken my. Ek bedoel dis glad nie die geval nie. Julle weet. So Ja, nee, hy ry 'n Mercedes. ja, maar ek dink ek het soos jy gevra het in Spanje, dit het regtig vir my stem en spesifiek vir my stem as 'n spier baie ervaring gegee want ons het 7 aande 'n week in hotelle gesing daar. En dit was daai becoming really singing fit. Want ek het nog nooit so gereeld op 'n verhoog gestaan soos in Spanje nie. En daar het ek besef maybe I can do this, maybe I can get back to South Africa want ek dink ek moet teruggaan want dit help nie jy bou 'n naam oor see en jy sing covers en tribute shows nie. Jy wil hier bietjie jou stempel kom afdruk. Dit maak sin, ja. So toe kom ek terug, paar keer gewens ek kon teruggaan. Ek kon, maar ek dink dit was 'n goeie besluit om hierso, jy weet, so bietjie my lewe te kom bou in die industrie. Maar jy's ook baie besig in die industrie. Jy het jou vingers in klomp pastye, soos jy doen obviously yummy. musiek, I know. Musiek en jy's 'n akteur, jy vervaardig, jy stukkie grafiese ontwerp, jy's 'n fotograaf. Hy skryf, hy edit. Nou ja, jy doen alles, jy maak tyd vir ons, jy weet daai tipe van dinge. Salsleens. So nou, obviously weet ek wat die antwoord is, maar sou jy sê jy is van nature 'n rustelose kreatiewe siel? Ja. Hou jy Baie. van die hustle? Ek- Dink ek is jy beter. Weet jy wat, party daar, dan lieg ek vir myself, dan kry ek myself jammer. Soos julle weet. Hoeveel dae staan jy op as 'n kunstenaar en jy kry jouself so jammer Yeah. en jy dink soos nee, jy weet, maar dan as ek regtig gaan dink sal ek ander werk kan doen wat meer vas is, wat meer in 'n kantoor tipe opset is. Dan wil ek dit nie aan myself herken nie, maar dan moet ek. Ek sal die hustle mis. Ja, maar onthou Ek nou, kla, 100%. jy weet dis daai ding van ons kla half met die witbrood en Dit is wat ek wil sê. ons kla oor die hustle. Ons is nooit happy met En dit ons wat ons vent. het nie. Ja, want ons moet omdat- eintlik net content wees. Exactly. En ons is chommies. Die mense gaan besef. Ons drie, like julle is van my baie goeie vriende. Oh, dankie. En ons kan so maklik wend by mekaar. Ja. Ag, ek's uitgebrand. Ag, Ja. die industrie is alweer so. Ag ja, jy weet, hierdie is nie goed nie, ek voel nie goed genoeg. Maar eventually, kom ons erken dit aan mekaar, ons sal die hustle mis. 100%. Ons sal, want 100%. Ek sit hier en dink almal kla oor hulle sê mos in Afrikaans daai gesegde wat sê elke sport het sy beserings. Ja. Nou maar mense wat nou 9 to 5 ook nou in 2 ure verkeer moet sit in die oggend en weer terug in die middag, soos hulle kla ook oor hulle bedryf. Ja. Maar mens moet die silwer randjie om die wolk raak sien en ook besef dit is 'n voorreg om te kan doen wat ons doen. Maar Abel, Baie op daai groot. noot, gryp daai gitaar voor ons gou 05:30 nuushooftrekke toe gaan. Yikes. En sing bietjie vir ons ietsie live, man. Asseblief, ja. Yikes. Wieko hier langs my het jy nou ingeplak daar op die mixer. Hy gaan Jy's vir jou 'n bietjie ingeplak al. Ek het reverb lanklaas gooi. gesing, julle.
Ag, maar fantasties, hier kan jy lekker jam hoor. Hier oefen ek nou vanaand. Hoorie Anelma, ons is almal gelukkig, ons het front row seats tot sy jamming session waar hy is. Ek dink ook, mens moet ook 'n oomblik vat om present te wees, dat hierdie is nie iets wat baie gebeur en eendag wanneer ons oud is, gaan ons hierdie onthou. Ag, jy weet dit. Jy weet, huil. Ja. En die ding is, ek wil net dankie sê, julle is sulke cool hype cheerleaders. Ek bedoel, Dis so maklik om vir jou 'n cheerleader te wees, want jy het so baie talent en jy is nog mooi op. ja, maar Verstaan, weet baie julle wat, maklik. maar die ding is, as ons mekaar sien waar ook al, jy weet, ons bou mekaar so op, Ja. julle gee vir my baie te veel komplimente. Ja, maar jy Oor my verdien musiek, dit. oor goeders, en ek wil net dankie sê vir dit, regtig. Hou op humble wees, Julle- wys vir ons wat se jou talent daar op die gitaar man. Ja, kom. Okay. Gooi Show hom. us the music. Okay, ek gaan so 'n stuk van een van my eie songs doen, 'n Engelse song wat ek so 'n rukkie terug geskryf het. Fantasties, gooi hom. Okay, sy naam is Dankie, Mountain Man. Hier is Abel Knobel. 2, 3, 4. Dramatic pause. Nou maar jy reg hiervoor. Ja, Abel Knobel in die atelier. Daai was te lekker. Tonight on E. Okay, here we go. Gooi hom. Die anticipation. Jee. We got up early in the morning. The air was thick, we beat the sun. Your coffee bitter, body sweet, as you stood right there and said to me, let's take the trail up through the trees. I'll take your hand, we'll run the breeze. Right then and there I finally knew that I'm probably in love with the old whiskey boys. And ooh, darling, don't take a tent. We'll travel light and pay no rent. I'll blouse with sticks and rope. And you can hold my skin and bones tonight. And boy, oh boy, I can. I'll be a mountain man. We dared a chance up to the summit. You looked so high, excuse the pun. By the time we got up there, you're beaming nice. They said to me, there's nowhere else I'd rather be. So take my hand, I'll take the lead. Those rocky roads inside your heart, a winding way for us to be. Woo! Hey! Ooh, darling, don't take a tent. We'll travel light and pay no rent. Blouse with sticks and rope. And you can hold my skin and bones tonight. And boy, oh boy, I can. I'll be a mountain man. And ooh, darling, don't take a tent. And travel light and pay no rent. I'll build a house with sticks and rope. And you can hold my skin and bones tonight. Boy, oh boy, I can. I'll be a mountain man. I'll be a mountain man. Hey, mountain man. Abel Knobel in studio. Wow. Ek
Ek is nou lus om my hike-sak te pak en iewers op 'n berg saam met julle 3 of 4 in die Kom ateljee ons te gaan gaan hike. onmiddellik. Kom ons doen dit sommer nou. Julle weet ek's altyd in. Luister, ons gaan definitief iets moet doen. Daai gitaar kom saam en daai liedjie. Oh, absolutely. Ons gaan net nie nog verder gesels met jou. Ons moet nou net gou uitkom by die nuushooftrekke en nog so 'n bietjie verkeer en 'n paar ander dinge. Bly ingeskakel, dan lees ons ook van hierdie WhatsApps wat nou net ingekom het. Abel Knobel kuier by Maar ons ons. het ook gehoor, daar is 'n baie, jy weet, 'n Britse aksent daar agter sy naam en 'n Ja. Amerikaanse aksent iewers op die CV. Hy het baie talent en hy's 'n pragtige gesiggie en hy's in die studio by Route 326. Kyk wie praat. 326 op Groot FM 90.5. Nou hierdie is die gedeelte waar ek bietjie bang raak. Okay, Abel. Asof ons mekaar nog nooit ontmoet het of ooit aksent al ooit gedoen het nie. Oh, Op jou CV sê jy kan 'n Amerikaanse aksent doen en jy kan 'n Britse aksent doen. Hoe goed sou jy sê is hulle op 'n skaal van 1 tot 10? En jy moet 20 sekondes van elk doen. Ek is rusty. Okay, maar ek twyfel. Ek Liewe dink jou Anelma. Amerikaanse aksent is nie rusty nie. Maar ek kan 'n bietjie Russian ook doen. Ja, nee, dit is ek wat? Ek weet jy like hierdie. Wat? Ek weet jy like hierdie. Okay, gooi 'n bietjie Russian. Hello, Yes, what is your name? my name is Dimitri. Dimitri. Dimitri, That was yes. my father's name. You are my sister. What are you talking about? It's Papa's name. Okay, gooi Brits. No, but I never drink the water. You don't drink water ever. I You don't drink drink only vodka. I drink triple distilled vodka. Vodka. Jy It's like baby drink little milk, but we are little Russian men and women that Yes. drink the triple distilled. Yes. O, Here we go. genade, Okay, mense. wag voor ons daar kom. Doen nog gou 'n stukkie Brits vir die mense wat op jou CV is. Oh, do shut up. No, Oh, do. No, it's I- okay. You can find it. I'll find it. Yeah. Oh, but Tea and crumpets. But will you do the talking for me? Yeah. So, where are you from? I'm from a little town called Bethlehem. Oh, really? I'm from Liverpool. Oh, shut up. My neighbour's name's Adele, but not the Adele who sings. Her name's just Adele. Oh. Yeah. My neighbor's name is Princess Diana's young little grandson. Is that her name? No, but we enjoyed little tea and crumpets the other day. Yeah. Nou I love- he or she? I love shortbread. It's a he though. and a she. Have you ever had bangers and mash for breakfast? Bangers and mash? Yeah. I don't know. How can you not know? Because it might have gluten in, and gluten just kind of makes me runny tummy. Oh, that's not good. Are you gluten intolerant? It makes me tummy Okay, runny. wag nou julle twee. Ons het 'n challenge, né? Okay. Aangesien jy en Anelma nou hierdie vet pret al 'n gat het in die verlede, né? Kry jy en Anelma nou elkeen 'n karakter. Abel, jy kan self besluit wat jou karakter is en sy naam. Okay. Anelma is Stacy. Fransja, dink jy vir een Stacey. oomblik, ek en Abel het nog nie karakters nie. Dink jy Ja, dit nou, vir 'n enkele oomblik? Was jy nie op Binnelanders gewees nie? Ag, weet jy Abel, het jy nie 'n tweede persoonlikheid met die naam Jackie nie? Jackie. Ek dink Jackie en Stacey moet gou gesprek. Ja, ek stem. Is jy nou ernstig? Wil jy daartoe gaan? Hey, Wil jy die Jackie, mense is that you? Wil jy die mense skaar vir life? I mean 100%. Jackie, is that you? I mean, have you ever? I mean, I have never, but I just had a pumpkin spice latte and I thought of you and now you're here. Oh my word! Yes, me! It's Stacy! Is it you? I've missed you so much. I'm so glad you're in the building. Oh, just shut up. You never miss me, Stacy. I do. I always miss Really, you. boy? So By I'm the way, Jackie. you're my best friend. Francois, just Francois, wait. you need to listen Can up. you just? I'm talking. I'm Yeah. talking. Ja, dit is Listen reg. to him. Jackie. So, Stacy, Yeah? how are you doing? I'm so good. You're like my best friend. Oh, I'm like, But I mean, you're also my worst enemy. I know, like, But I love you, so it's cool. I love and hate you the same time, but it's more love. I know. No, but seriously, I mean, Okay, have you Jelle. ever? Ons sal nie ophou nie. Ons het al twee ADHD, jammer. Hierdie is Ja, nog ja. steeds Ophou. Groot FM 90.5. Jy's nog steeds ingeskakel by Bluetooth high five. Bluetooth high five. Ons het net twee ADHD mense in die ateljee.
Dis Abel Knobel en Anelma van Ek Heerden. moet net noem Baie goed gedoen julle. dat beide Fransje van Rensburg en my man weet dat ek en Abel wanneer ons saamkom is die ADHD tot die mag 64. Dis wat my bekommer en dis baie so we lekker. need to stop. Maar die probleem is ons het net soveel tyd op hierdie program, Ek maar wens ons hoef hier. ek dink julle gaan binnekort gecast word as nuwe stemme vir een of ander nuwe animasiefliek. Ek sien uit na Ek wag dit. al voor. I mean, bring it on. I mean honestly. Maar- I mean, seriously. Nou wil ek ook net vir jou sê, nê, so van die os op die jas. Hy is nie net 'n voormalige boyband lid nie. Hy is nie net goed met aksente nie. Hy is 'n volwaardige solo kunstenaar met sy eie album, eie produksies en sy eie klank. So ons moet net vinnig stil staan by daai album Refleksies wat 'n baie groot persoonlike projek was vir jou. Wat wou jy destyds met daardie album sê wat jy nie noodwendig in 'n groep kon sê nie, Abel? Jo. As ek gaan moet dink aan ietsie kleins wat iets wat om dit kan opsom, dink ek. Doen dit. Refleksies, want dit sê dit eintlik so mooi al klaar. Dit was 'n baie persoonlike album. Ek het baie, hoe kan ek sê, gereflekteer binne toe. Introspeksie. Introspeksie, dankie. Diep gedelf. Dankie Stacy. Ek dink daar was soveel boodskappe wat ek aan wou raak wat baie van myself ingehad het. Ek bedoel daar was baie diep songs. Die een se naam was Bipolêr, die ander song se naam was As die mure kon praat. Dan was daar Meisie op die strand. Dit was baie 'n persoonlike ervaring gemeng met selfgroei en selfontdekking. Ek dink ek het in baie van die songs probeer sê dat ons is genoeg al voel ons nie genoeg nie. In baie van die songs het ek probeer sê dat jy weet, hoop is nooit verlore nie. Daar's altyd iets om aan vas te klou in die lewe en ek dink baie keer as ons regtig angstig of negatief is, moet ons net fokus op dit wat ons wel het, want as jy vir lank genoeg dit kan doen, dan verander dinge. Jy weet, so ja. Sure, dis mooi gestel. Ek wil vir jou 'n vraag vra wat eintlik 'n bietjie moeilik is, maar want ek dink ek weet wat jy gaan sê, maar waar sou jy sê is jy die meeste tuis? In 'n studio wanneer jy musiek maak wat jou kwesbaar laat voel, maar jy ook help genees, of agter die skerms waar jy bietjie ontsnap van jou realiteit af? Soos op 'n stel. So acting of musiek. Ja, basically. Musiek. Is dit? Musiek, niks sal ooit vir my doen wat musiek vir my kan doen. was jou eerste liefde. Dit was my eerste liefde. En jy weet, ons moet cheat nie op jou eerste liefde. Ja, nie. nee. Nee. Okay, en as jy doen, Moet nie. of as jy nie jou eerste jou eerste liefde gaan die diepste. Dis die core, dis die kern. core. Ja, Dit dit maak die maak sin. seerste ook. En ek het lanklaas musiek gemaak, jy weet. Ek het laas jaar deur 'n moeilike tyd gegaan. Ek het 'n stemoperasie gehad, al daai goed. Dis 'n storie van 'n ander dag. Ek onthou. Maar ek kan baie gou voel ek verloor my identiteit as ek nie musiek maak nie. So ek voel die tuiste daar van alle plekke in die wêreld het ek die minste het ek die meeste vrede, wil ek sê, in die studio of waar ek kan sing of skryf. So as jy nou weer vir Liam daar op diepe waters sien, weet man net die man kan ook sing en gaan luister sommer sy musiek daarso aan lei. Gryp daai gitaar, so gepraat Ja, van die eerste aangesien jy so liefde. lief is vir Net voor die gitaar. verkeer. I don't want to. But you gotta. I mean, have you ever? Please though. I mean, I will never. Abel, ons moet nou verkeer toe gaan hierna. So sing ons so half in die verkeer en wat het jy volgende vir ons daar? Sing ek nog enetjie vir julle of wat? Ag, miskien nog 2, maar jy moet move nou. O, hek. Okay. Ignoreer die ADHD Ons werk op 'n stywe skedule. Okay, stywe skedule. Ja. Dankie Wico, hier kom die gitaar nou deur hierso. Wag, ek het hom net afgesit want ek wou hom tune. Dan sê, klap hom. Okay. Wat sing jy vir ons volgende? Ietsie Afrikaans miskien? Hy's op 'n journey nou. Meisie op die strand het jy gesê is miskien 'n Ja, goeie goeie opsie. stukkie want Moet ek dit 'n stukkie van dit Ja, gooi? want Een dit stukkie. François, ek ken jou. Jy love daai song Dit is en ek mooi. waardeer dit van die begin af dat jy daai song love Ek doen, ja. en ek sal hom vir jou doen, François. Ag, thanks, En man. natuurlik vir jou, Jackie. Obviously. Jy gaan Stacey, kyk ek na bedoel- daai musiekvideo van hierdie liedjie Meisie op die strand. Dit is regtig ongelooflik mooi en diep en die storie daar agter. Dis 'n ware verhaal eintlik. Ek sien 'n meisie. Sy sit daar op die strand.
so naby aan die golwe, so helder soos die son kan brand. Sy sit stoksiel alleen, lang hare soos 'n kind, dit waai in haar gesig, sy's vryer as die wind, vryer as die wind. Sy stap dan in die see, die brander spreek nou op haar knie, haar siel weerspieël in lig, sy's op die horison gerig. En as jy net nog myne was, sou ek alles vir jou gee, maar jy is in 'n ander land. En as jy net my hart kon red, soveel vrae wat ek nog het, ongeantwoord en verward, soos jy my sien. As jy net nog myne was, sou ek alles vir jou gee, maar jy is in 'n ander land. En as jy net my hart kon red, soveel vrae wat ek nog het, ongeantwoord en verward, soos jy my sien op die strand. Ja, hy sal my laat huil vanmiddag hier so hoor. Is dit nie besonder Ek mooi moet net sê ek vereenselwig met die WhatsApp wat gesê het die man sing my in 'n trance in. Dit is definitief wat gebeur Genigtig, vanmiddag hier. Abel. Ons gaan net Dankie, hierna julle. verder gesels met hom. Dit was Abel Knobel met sy akoestiese weergawe van Meisie op die strand. Nou ja, maandag tot donderdag 6:30 hardloop by Boskruin plat as leem, 'n intense, fikse 3-kamp atleet met 'n geheimsinnige verlede. Abel Knobel bring iets nuuts na diepe waters toe en hy is ook nou in die studio saam met ons. Yeah. Route 326 op Groot FM. Nou voordat ons verder 90.5. gaan, hier's voice notes wat inkom hier. Hey François, julle gaan laat mense die karre omgooi oor hulle laat mense so lekker lag en dit vir julle. Ja, Nick, ek het jou gewaarsku hierdie twee keer You're welcome. saam. Dit Jammer, is Nick. too much. Hoor iemand jy, sê- Jammer, Abel? Nick, jammer. Ja. White Chicks SA edition. Oh, kan ek dit sê gou-gou, kan ek dit sê? Ja. Ja. I mean, you look just like... Beautiful. Yo, wag. You look just like Denzel Washington. I mean, what a beautiful, Beautiful chocolate Okay, sorry, sorry. Anyway. ADHD. Goeie, hoorie, daar het ons nou net distortion opgetel hier in die ateljee. Dit was unbelievable. Ek jammer. Okay, nou buiten jou ongelooflike talent om White Chicks na te maak, is jy ook nou in diepe waters as leem. Die eerste keer wat ons vir Leem sien is hy sonder 'n hemp. Eerstens wil ek net namens die nasie dankie sê daarvoor. En hy's besig om voluit te oefen. Hoe intens sou jy sê? En ons weet jy's nog altyd jy kyk mooi na jouself, maar hoe sou jy sê hoe intens was die fisiese voorbereiding vir Leem? Ek het dit baie keer het my vriende vir my gesê ek het dit bietjie ver gevat. Maar ek sukkel om iets, jy weet, te doen. As ek dit Halfpad te doen. Jy's swarte wit. En net om soos vir 5 sekondes te backtrack, toe ek die audisie kry van my agent en ek lees Leem se storie en wat aangaan met hom. En ek mag nie regtig nou al sê nie, dit het nog nie, maar dit was die eerste keer in my lewe wat ek iets lees en jy weet mos daai stemmetjie of daai gut feeling van jou het vir my gesê ek wou amper nie dit luister nie, ek wou amper nie dit glo nie, maar my gut het definitief vir my gesê maar wag, ek dink hierdie is dalk vir jou geskryf. Sure. En toe het ek maar net half aangegaan en dit gedoen en dit ingestuur die audisie en Jy sien nou? Izet Lignout wat saam met my in 'n ander film was. Khaki Fever was julle saam, né? Yes. Jy weet sy's nou 'n binnelander, sy's 'n goeie vriendin van my. Sy het my gehelp inlees vir die selftape vir Leem by my huis daai dag en toe ons klaar is en sy loop en ek sê vir haar baie en dankie dat jy my kom help het en alles, toe sê sy vir my Abel, ek weet nie maar ek dink dalk hierdie is joune, ek het so gevoel en toe is dit die tweede confirmation wat ek voel dat dit myne is en so Leem is letterlik die ooreenkomste tussen my en Daar Leem is baie, daar's nee. baie en ons kan nie eens op alles ingaan nie, ek weet daar's nie tyd Dit is altyd 'n bietjie ADHD ook.
maybe. Meer te veel energie. Meer te veel. Ek gaan nie nou al iets sê. Nee, moet ek sê nie. Ek weet daar's kykers hierso wat spoilers nie waardeer nie. Ek verstaan. Ek het die comments al gelees, ja. Ja, maar wel die comments mense hou niks van my op hierdie storie, maar hulle trust my glad nie. Ja. Want wat for obvious reasons, daar's iets bietjie nie lekker met hom nie. Hulle gaan nou uitvind wat aan gaan. Met jou of en met hom? Dis die ding met Liam en Abel. Abel het filters, hy kan daai deel van homself bietjie in die publiek kind of beheer, okay. maar dis die verskil tussen Maar Liam en Jackie het nie filters nie. Nee, presies dit. Maar net om te sê ek love nog altyd oefen en daarom was dit vir my so awesome om net my oefenprogram bietjie te step up. Ja, dit is eintlik 'n baie positiewe ding. Ja. Maar jy het gesê dit is moontlik een van jou mees intense rolle nog. So wat het Liam jou van jouself laat ontdek? Want jy het gesê jy voel hierdie rol is eintlik toe vir jou geskryf. Ja, om nou natuurlik nie in te gaan op wat gaan gebeur en die storie weg te gee nie. Ek dink Liam baie mense gaan baie dink daar's baie verskillende goeters dalk aan die gang met hom. Jy weet toestande of jy weet kom ons noem dit nou maar so. Ek sien daar was 'n comment op Facebook iewers wat sê hierdie man is autisties. Dit is ja, ons gaan nie ingaan op daai nie, maar Liam kan gaan van emosie van 0 tot 100 binne 5 sekondes en ek was nog altyd daai persoon wat ook nogal ek dra my hart op my mou. Jy weet ek kan nogal my emosie vir sy extreme nogal ervaar. Jy het maklik toegang tot dit. Ja. En ek dink wat Liam my van myself geleer het is dat en mense sal meer konteks hê as hulle aanhou kyk, so hou aan kyk. Maar dat ek nie alleen is in my struggles as Abel nie. Ja. Want die skrywers is so briljant. Hulle sou nie hierdie ingebring het as dit nie 'n ding was wat nogal aangespreek moet word. Wat aangespreek moet word nie en waaroor mense nie genoeg praat nie. So, dis al wat ek daar gaan sê. Maar ek het vir baie lank gedink daar's 'n defek met my. Iets is nie lekker met my nie. Jy weet, want hoekom is ek so? Hoekom is ek so en ons het ons almal voel mos elke dag so. Ek is iemand wat baie energie het. Ek is iemand wat baie keer mense bietjie kan oorweldig met my energie. Nie vir my ons nooit oorweldig. Nee, ek weet, maar dis ook ons nie saam moet wees in die publiek nie. Maar nou dat ek weet soos okay, hier self stories geskryf hieroor. Hierdie is 'n ding soos ek is nie, daar is mense wat struggle met hierdie goeters en Liam se agtergrond en myne stem ook baie ooreen in sekere sin. So ek het geleer dat dit okay is om trauma te hê. Dit is okay om met dit te deel. 100%. Ja. En dit is okay om soms van 0 tot 100 te gaan in 'n split sekonde. Ja. Dit gebeur. Mens moet dit nou maar net probeer beheer. Ek dink ook sulke stories is baie meer belangrik as wat mense besef want dit's relatable. En dit laat mense minder alleen voel. Ja, en ek dink soos ek sê die mense op hierdie stadium nog nie, maar mense moet aanhou kyk. Ja. En hulle gaan. Jy's 100% reg. Ag, maar ek is gewoonlik. Ja. Nee, Ja, want al- sy Jy is vrou, natuurlik, Stacy. Hoorie, so ek het vir jou 'n ander vraag. Ek wil weet wat Abel sou jy sê vandag met waar jy is in jou loopbaan en in jou persoonlike lewe, wat wil jy uit hierdie industrie uit hê? Wie wil jy wees in hierdie industrie en wat wil jy met dit doen? Wat is jou purpose dink jy met die industrie? Dis so moeilike vraag. I know. En ons ek dink almal van ons kry daar wat ons voel, okay, maar ek voel ek het nie meer purpose nie. Of ek het dit verloor of so. En dis okay. Jy kan deur maande gaan wat jy so voel. Waar jy angstig is en jy voel hoekom is jy hier? Want ultimately is ek 'n persoon wat baie hulle noem hulle maar empaths. Ja. So ek het baie empatie met mense. Jy weet, die lewe het my baie empatie gegee vir mense. So ek voel mense se emosie. Dit is amper 'n gift wat ek gekry het. Ek kan vir jou sê daai wat daar sit is nie okay nie, alhoewel almal dink hy is. Ja. So baie daar voel ek so en dan dink ek by myself, ek voel ek het nie purpose nie. Maar om jou vraag te antwoord, dan kry ek daai dae wat alles die moeite werd maak, waar ek so hoor, jy weet, en waar ek wil regtig sê waar die Here vir my wys.
hang aan, like jy's jonk. Like kyk wat het jy al gedoen? Jy vergeet, like dan sê ek, Here, gee vir my genade om te onthou want ek vergeet. Ek vergeet wat ek al gedoen het en wat ek al bereik het. And what you've survived. Ja, en die give me boy grace. bands. Ja, give me grace to remember want ons is so hard op onsself as kunstenaars, jy weet. Is, ja. So ek dink As dan mens ook net oor die algemeen. ja, dan kry ek hierdie openbaringe waar ek hierdie oomblikke ervaar waar ek weet ek het 'n purpose in hierdie industrie want ek wil 'n verskil maak. So met musiek, met Liam, ek weet mense sal dit dalk nie nou al dink nie, maar ek kan 'n verskil met Liam maak met die boodskap wat oorgedra gaan word deur hierdie storielyn. En dan natuurlik, soos ek sê, my eerste passie is musiek en ek doen videografie en fotografie so om stories te vertel. So my doel in die lewe, weet ek, is om stories te vertel op wat ook al manier. Liedjies skryf, acting, videografie en ek wil al hoe meer gaan op 'n punt waar ek goed kan aanspreek waar ek deur is wat ander mense kan help. Yes. Ek wil by skole gaan praat, Beautiful. verstaan al hierdie tipe goeters. Hoorie Abel, baie dankie vir jou realness. Ek kyk nou hier na die tyd en ons het letterlik Ja. soos 3 minute oor. So ek wil net vinnig vir jou WhatsApp lees. Iemand sê, "Wow, wat 'n stem en sy musiek is ook uitstekend. Boonop is jy 'n fantastiese akteur. Onthou nou skakel in Maandag tot Donderdag 6:30 op Kyknet. Dit is Abel nou in die karakter van Liam in Diepe Waters. Maar Anelma, daar sit die man met die gitaar. 'n minuut, net nog 'n laaste ietsie akoesties, 'n kort gedeeltetjie daar. En Okay, want net- ek vat te lank. Ek kan dit op Frans se gesig sien. Hy stres. Hy Ja, is ons moet baie nuus toe gaan, dis hoekom. net voordat jy begin sing, doen vir ons 'n liner sodat ons wanneer ons jou mis en jou musiek speel dit kan intrek. So jy sê net hallo, ek's Abel Knobel en ek kuier by Fransjo en Anelma op Route 326 op Groot FM. Maar sê sê okay. ook Abel Knobel aka Liam van Diepe Waters. Moet ek dit sê? As jy wil. So Ek wil hê jy moet dit so sê. wat moet ek sê? Ek moet jy sê ek moet sê Abel. Hallo, ek is Abel Knobel, Yes. aka Liam van Diepe Waters en ek kuier van Fransjo en Anelma op Route 326 op Groot FM 90.5. Ons kyk hoe goed is hy met woorde leer. Okay. Okay, asseblief. In action. Hallo, my naam is Abel Knobel, aka Liam van Diepe Waters en jy luister nou na Fransjo en Anelma op Route 326 net op Groot FM 90.5. Luister, baie awesome. Daai was perfek. Daai Hoorie, was so ek epic. gaan hom lekker Stunning. tight in edit daar in die toekoms en dan gaan ons as ons jou mis Ek speel voel ons of ek hom my in. voet in my mond gesit het Nee, daarmee. dit was Dis perfect. okay, ek gaan hom net uit edit. Daai voetjie ek edit vir hom uit soos wat jy doen met die videografie en met die O ja, jy kan foto's. edit, natuurlijk. Ek weet dit lyk nie so nie, maar kan. Hoorie, Abel, net so 'n minuut en 'n half van enige ietsie daar, akoesties. Okay, ek sal probeer. Okay. En dankie dat jy hier was terloops hoor. Nee, dankie vir julle. Ons waardeer dit. Julle, Ons sien jou gou weer. Ek regtig. Ek gaan jou so mis as jy nou weg is. Nee, ek regtig. Ek kan nie vir julle so baie waardeer ek Ag, dis 'n groot plesier en dankie ook vir al die terugvoer hier op die WhatsApp lyn. Okay. Gooi hom. Nothing but a hound dog, howling all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Woo! You said you was a high class, that was just a lie. You said you was a high class, that was just a lie. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Yes man, Abel Knobel hier op Groot FM Musiek. En dames en here, hou vas aan julle matrasse want die 23ste Mei is hy ook by die groot trap te sien. Hy gaan vir ons lekker sing daarso. Wow. Maar Abel, tot ons jou weer Dankie sien. julle. Goed gaan en sterkte met alles, hoor. Baie liefde. Groot FM 90.5.